Die volgende lens waardeur Christene Openbaring gelees het, is preterisme. So die preteristiese beskouing, of die preterist view, sê dat die meeste profesieë in Openbaring reeds vervul is, hoofsaaklik in die eerste eeu. En ek weet, hierdie een is baie ongemaklik vir meeste Christene, maar as jy gaan kyk wat gesê word, is dit baie interessant en ook baie skokkend. So die woord preterisme kom van die Latynse woord of preter, wat beteken verby of reeds gebeur. Met ander woorde, Openbaring is primêr geskryf oor dinge wat binnekort sou gebeur vir die eerste leser. So waar het hierdie beskouing begin? Hierdie manier van lees het reeds vroeg spore gehad by die kerkvaders in die eerste, tweede en derde eeu, maar dit was meestal sistematies uitgewerk binne die 16de en 17de eeu, veral binne akademiese kringe. En in moderne tye word dit sterk verdedig deur die gereformeerde teoloë. So wie gebruik die preteristiese beskouing? So dit is meestal jou gereformeerde kerke of jou Presbyterian kerke, Presbyteriaanse kerke. Dit word ook gebruik in die akademie. Ja, meeste teoloë fokus op hierdie lens as hulle kyk na Openbaring vir sy geskiedkundige of sy historiese konteks. Wat se teoloë of bekende mense gebruik hierdie siening? Wel, dis mense soos R.C. Sproul hou van die preteristiese siening. Ek weet Dan McLennan hou ook van die preteristiese siening. En hoekom verkies hulle hierdie siening? Want die boek van Openbaring was vir iemand geskryf, die eerste leser, en hy het daai boek so verstaan. Ons sal deur dit dra wanneer ons deur die boek van Openbaring werk. Unieke interpretasies in preterisme, dis byvoorbeeld soos die groot verdrukking, verwys na die gebeure van die val van Jerusalem in 70 jaar na Christus, toe die tempel vernietig was en Jerusalem was vernietig en daar was miljoene mense doodgemaak. Die eerste 300 jaar van die kerk word genoem die groot verdrukking, want hulle was vervolg gewees. Dan die dier in Openbaring 13 word dikwels verbind aan keiser Nero. Selfs die getal 666 word gekoppel met die Hebreëse gemateriaal aan sy naam. Johannes sê, hierdie dinge moet spoedig gebeur en dit word letterlik verstaan. Maar nou moet jy onthou, preterisme het twee afdelings, jy kry full preterism en partial preterism. Full preterism sê selfs die wederkoms het gebeur, wat ek nie kan sien nie. En partial preterism sal sê dat meeste van Openbaring is vervul tot en met die wederkoms, en daarna die wederkoms is die oordeel en die wit troonoordeel en die nuwe Jerusalem.